Ek wil praat oor 'n baie belangrike skrifgedeelte wat ek gedoen het in my stilte tyd. En is 'n baie kosbare skrifgedeelte. Filippense 1 vanaf vers 20. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my 'n vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. As ons kyk na ons teksvers, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, dan is daar soveel dinge wat altyd oor hierdie vers gespreek word. By begrafnisse word hy veral gebruik om te sê, ja, daar is 'n troos in die dood vir ons. Maar ek wil kyk uit 'n ander oogpunt uit, want ek het self hierdie eie vers gebruik in my eie begrafnisrede, want toe ek met kanker gediagnoseer was, toe ek my begrafnisrede klaar voorberei, en ek het hierdie teks gebruik, maar ek wil 'n ander konteks plaas op hierdie teks. Paulus sê, vir my, want vir my is die lewe Christus. Paulus verwys hierso na 2 punte. Hy verwys na die lewe wat Christus is en die dood wat 'n wins is. Kom ons kyk in die eerste plek na hierdie punt waar Paulus sê dat vir my is die lewe Christus. Vir jou en vir my as wedergebore kind van die Here is daar net een lewe in ons. En daardie een enkele lewe in ons is Christus Jesus. Toe ek nou my Bybelstudie doen, toe val my oog heel toevallig op die verwysing in hierdie teks. En hy verwys na Galasiërs 2 vers 20. Ek is gekruisig saam met Christus, ek leef nie meer nie, want Christus leef in my. Dit beteken eenvoudig dat in die kruis van Jesus was daar 'n mededood gewees. Daar was 'n dood wat gekom het deur die kruis wat op my ingewerk het en op jou ingewerk het as 'n wedergebore kind van die Here. En daar het 'n lewe uit daardie kruis voortgekom. Ons noem dit die opstandingslewe van Christus. Dit is die lewe wat God in die bloed van Jesus in ons ingegiet het, en in daardie bloed wat Vader in ons ingegiet het, was ook gewees die saad van die Vader. Met ander woorde, die DNA van die Vader, die bloedlyn van die Vader, die werklike en daadwerklike lewe van die Vader, van God homself. Wat Paulus hier vir my sê en vir jou sê, want vir my is die lewe Christus. Die ou mense gebruik 'n woord, hulle sê, want die synde lewe. Met ander woorde, die teenwoordige, aktiewe en funksionele lewe in jou en in my, as wedergebore kind van die Here, is die lewe van Christus. Die lewe, sê hy in 1 Johannes 5:11, is die Seun. So die lewe wat jy en ek het as wedergebore kinders van die Here, is net een lewe. Een lewe sonder komplementering, sonder byvoegsels, sonder aanhangsels, sonder allerhande ander bygoederse. Die lewe wat ek en jy het as 'n wedergebore kind van die Here is net die lewe van Christus. Sonder kompromie, sonder komplementering, sonder byvoegsels. Sonder die Ou Testament, sonder Jesus van Nasaret, sonder die wet, sonder Moses, Abraham, Isak en Jakob.
sonder die werke van die gawes van die Pinksterbediening. Wat ons het, is die Christus, die lewende God, se lewe in ons. Want toe ons saam met Jesus gesterf het, het ons daadwerklik gesterf. Maar toe ons opgestaan het, toe gebeur daar iets wonderlik, toe kom die lewe en die volheid van die Godheid in die lewe van Christus, gedeponeer deur die Heilige Gees as die bloed van Jesus Christus, wat die saad van God in ons ingedra het. Toe kom God met sy volle Godheid in die persoon van Christus, en hy kom woon sy God lewe in ons. God kom na ons toe en hy bring in ons in sy eie lewe, die lewe wat in Christus is, die lewe van God. Want vir my is die lewe Christus. Die huidige lewe waarmee ek en jy as wedergebore kind van die Here funksioneer, by die werk, by die skool, by die huis, by vriende, by die strand, by die swembad, waar ons ook al funksioneer en aktief is dit die lewe van Christus in ons. Daar is nie 'n ander lewe of twee tipes lewe in ons nie. Daar is nie twee tipes natuur in ons nie. Daar is een lewe en een natuur, en dit is Christus in jou en Christus in my. Want toe ons van die kruis afgekom het saam met Christus, toe kom hy met sy Godlewe, en hy plaas daardie Godlewe van hom in ons in, en ons word een met hom, sê die Bybel, nie geestelik een met hom nie. Die Griek sê ons het een gees met hom geword. En gees is lewe. So ons het een lewe geraak en een lewe alleen, naamlik die lewe van Christus as ons lewe. Die lewe in die gelowige, die wedergebore kind van die Here, is nie 'n kerklewe nie, is nie 'n huislewe nie, is nie 'n kruislewe nie, is nie 'n doodlewe nie, is nie 'n Adam lewe nie, is nie 'n Satan lewe nie, want die lewe in ons is Christus. Jy sien, die ongelowige het die lewe van Satan gehad as hulle funksionele lewe, maar ons as wedergebore kinders van die Here wat van die kruis afgekom het, het in ons die God lewe in die vorm van Christus. So die lewe wat in jou en in my is, die lewe wat jy het en wat ek het, die lewe wat jy en ek lewe op hierdie aarde, is die Christus wat in hierdie liggaam is. Paulus praat hierso van, hy sê hierso, met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Paulus sê vir jou dat in jou liggaam, in my liggaam as wedergebore kinders van die Here, is daar net een lewe, en dit is Christus. Daar is nie 'n ander lewe nie. Ons funksioneer met geen ander lewe nie. Maar, tweedens, daar is ook 'n dood wat 'n wins is. Want wat beteken dit? Dat vir my is die sterwe wins. Want jy sien, die saadlewe van die Vader het deur die dood van Christus en jou en my dood in Christus, die saadlewe van die Vader in ons ingebring. En in die saadlewe van die Vader is daar die DNA, die bloedlyn en die natuur en die verstand en die gees en die lewe en die persoon van God homself in ons. So die wins wat uit die dood uitgekom het was, dat ek het gebreek en ek is vernietig en doodgemaak vir alles van my vorige bestaan en my vorige geskiedenis en alles wat ek was voor ek wedergebore was. Alles van Adam en Satan en sy natuur en die sonde natuur was vernietig gewees in die kruis van Jesus. So my dood op die kruis van Jesus het vir my 'n wins gebring.
En wat is daar die wins? Ek is dood vir Adam en Adam is dood vir my. Ek is dood vir Satan en Satan is dood vir my. Ek is dood vir die natuur van Satan en die natuur van Adam en die sonde natuur. Maar ek is lewend met die natuur van God. Ek is dood vir my vader wat Adam was en my vader wat Satan was, wat die lewensvorm en die lewensmag in Adam was. Ek is vir hulle dood. Maar ek is lewend omdat God die Vader nou in Christus Jesus in my lewe met die lewe van Christus. Dis die wins wat ons verkry het uit hierdie dood uit. Dat alles van die Vader se saad, elke aspek van die Vader se saad, sy bloedlyn, sy DNA, sy lewe, sy gees, sy natuur, sy karakter, sy verstand, sy wese, sy persoonlikheid, het alles in ons ingekom na die dood. So die wins wat ons verkry het van die dood is dat alles van my vorige lewe en my vorige geskiedenis is verswelg en uitgewis en uitgeroei deur die saad van God en al wat oorgebly het was die saadlewe van die Vader God homself in ons, Jesus Christus. Die wins wat ek en jy as wedergebore kind van die Here ontvang het, die dood wat vir ons 'n wins is, die sterwe wat vir ons 'n wins is, ons is dood vir Adam, ons is dood vir Satan, ons is dood vir die wet, ons is dood vir meriete en werke, vir tekens en wonderwerke, ons is dood vir die geloftes wat God met Israel gemaak het, ons is dood vir Jesus van Nasaret, en ons is dood vir werke en meriete deur die wet. Ons is dood vir die wet, vir alles wat ons vorige bestaan geïdentifiseer het en dit gekomplementeer het en dit geassosieer het, is alles vernietig, verwyder, doodgemaak, uitgehaal, uitgeruk, wortel en tak in die dood van Jesus Christus. Die wins wat ek en jy as wedergebore kind van die Here verkry het, was net die lewe van Christus. Die lewe wat hy as God nou lewe in die hemel is daai lewe, die presiese selfde lewe wat hy in ons kom inplaas het. Daarom, want vir my is die lewe Christus. Die enigste lewe wat in my en in jou funksioneer, ek wat nou met jou praat en jy wat na my luister wat 'n wedergebore kind van die Here is, die enigste lewe in ons en in my en jou en in ons liggaam, my liggaam en jou liggaam is die lewe van Christus. Die wins wat ek verkry het is, ek is dood vir my biologiese lewe, ek is dood vir my biologiese bestaan, ek is dood vir my etnisiteit, ek is dood vir my verbinding met Adam, ek is dood deur die verbintenis van Adam, ek is dood deur die bindings, ek is dood vir en heens die bindings van Adam, ek is dood heens die bose natuur van Satan, ek is dood heens die gees van Satan, ek is dood heens die profete, ek is dood heens Abraham, Isak en Jakob, ek is dood heens Jesus van Nasaret, ek is dood heens my eie meriete en werke. Dis die wins wat ek verkry, dat daar niks meer van my en van jou oorgebly het na die kruis nie, en al wat uit daai kruis uit voortgekom het, was die opstandings en God lewe van Christus Jesus in jou en in my liggaam en in jou liggaam, die lewe van Christus. Paulus sê ons sterf daagliks. Met ander woorde, uit hierdie dood wat 'n wins is, werk die kruis in. Hy werk die dood van Adam in. Hy werk die dood van die sonde natuur in ons in. Hy sê dit bestaan nie meer vir jou nie. Hy werk in teen dit. En jy kan nooit weer terugkeer na dit wat Adam was nie. Jy kan nooit terugkeer na dit wat jy was in Adam en deur Satan nie. Jy gaan net vorentoe in dit wie Christus is, jou lewe. Jy kan nie meer, die kruis keer vir jou, en dis die wins wat ons gekry het.
Dat ek nie weer kan terugkeer na Adam nie en Adam nie weer na my toe kan kom nie. Ek kan nie weer deel word van die sonde natuur nie en die sonde natuur kan nooit weer 'n deel word van my nie. Ek kan nooit weer met Adam, Jesus van Nasaret, die wet, die profete Abraham, Isak en Jakob, werke en meriete en wonderwerke en al daai tipe goeders. Ek kan nooit weer met dit geassosieer word nie en dit kan nooit weer met my geassosieer word nie. En God sal nooit meer aan my sonde dink nie, want ek is nie meer dit nie. Ek is nou splinternuut met 'n nuwe lewe, Christus in my. Wat is die wins van die dood? Alles van my vorige geskiedenis, my vorige natuur, oorsprong en bestaan het op 'n einde gekom. Ek het geen verbintenis meer met enige iets van my vorige lewe nie. Nie eers my etniese geboorte en biologiese geboorte nie. Want die saad wat my gewederbaar het, is die saad van God en nie meer dit van my biologiese pa nie. Elke generational curse is vernietig in Christus. Dit, my vriend, is die wins van die dood. Wat is dit? Ek het net die lewe van Christus in my. En is al lewe wat in my en in jou funksioneer. Daar is niks anders nie. En wat het ek as wins verkry? Die lewe van God homself as en in Christus in my en in jou. Die Here seën. Totsiens.